Hallo en welkom by Duister Suid-Afrika. Ek is jou host Jess en vandag gesels ons oor 'n storie wat my regtig diep geskok het. Ek bedoel, ek het gedink ek weet baie van Suid-Afrikaanse true crime, maar hierdie man is just on a next level wanneer dit kom by wat hy gedoen het. En hierdie storie het my letterlik soos laat terugsit en dink, what the hell het ek nou net gelees? Ons praat vandag oor Stuart Wilken, of beter bekend as Boetie Boer. As jy nog nie die naam ken nie, is dit okay, want na vandag gaan jy hierdie naam nie kan vergeet nie. Hierdie man het minstens 7 mense vermoor. Hy is een van Suid-Afrika soos the most notorious reeks moordenaars. Snaaks genoeg is daar baie mense wat wel nog nie van hom gehoor het nie. Maar vandag gaan dit verander. So voor ons begin, hierdie episode bevat besonderhede oor moord, seksuele geweld, kindermishandeling en ja, kannibalisme. Ek gaan nie versag nie, want die slagoffers verdien dat ons hulle stories reg vertel. Maar as dit nie vir jou is nie, is dit heeltemal okay om te pause of om selfs te scroll. Alrighty julle, let's get into it. Suid-Afrika, die 90s en 'n stad wat niemand dopgehou het nie. Om hierdie storie te verstaan, moet jy eers verstaan waar en wanneer dit gebeur het. Port Elizabeth, 1990s. Nou as jy in die 1990s in Suid-Afrika groot geword het, gaan jy nou presies verstaan wat ek bedoel as ek sê, die land was besig. Nelson Mandela het in 1990 uit die tronk uitgekom, die eerste vrye verkiesing was in 1994, die Springbokke het die Wêreldbeker gewen in 1995, die hele nasie was besig om iets nuuts te word, en almal se oë was op die groter politieke toneel. Terwyl almal gekyk het en terwyl almal die wonders wat gebeur het dopgehou het en op al die positiewe veranderinge gefokus het, het iemand in Port Elizabeth stille strate en in donker steegies in baie slegte goed gedoen. En niemand het eers opgelet nie. Suid-Afrika is naas die Verenigde State die land met die meeste reeks moordenaars ter wêreld. Dit is 'n shocking fact en ek dink dit is 'n feit wat baie mense nie eers van weet nie. Like, ons is tweede op die lys as dit kom by die hoeveelheid reeks moordenaars wat ons land opgelewer het. In Port Elizabeth in die vroeë 90s was die polisie nie eers behoorlik opgelei om reeks moordenaars te ondersoek en te vervolg nie. Hulle was besig om apartheid se nalatenskap te hanteer. Misdaad wat in armer gemeenskappe plaasgevind het min aandag gekry en het soms net soos ongesiens, verbygegaan. Dit is nou juist die wêreld waarin Stuart Wilken geoperate het. En hy het die tipe wêreld baie goed geken. Voor ons by sy misdade kom, moet ons verstaan waar Stuart Wilken vandaan kom. Want soos met baie van hierdie mense, begin die storie lank voor die eerste moord. Stuart Wilken is in 1966 op die 11de November in Boksburg gebore. Toe hy 6 maande oud was, het sy biologiese pa hom en sy 2 jaar oue sussie in 'n telefoonhokkie gelos en verdwyn. Hy het hulle letterlik daar gelos soos gemors wat jy nie meer wil hê nie, baggage that you don't want to carry. Hy het hulle in die telefoonhokkie gesit and he was gone. 'n Huishulp het toevallig op die 2 kinders in die telefoonhokkie afgekom en sy het hulle na haar werknemer geneem. Nou die man was slegs bekend as Doop. But Doop was everything but a saint. Hy was nie hulle saving grace nie. Hy het nou vir Stuart Wilken en sy sussie ingeneem en hulle was vir ongeveer 18 maande by hom. Maar dit is waar dinge vir Stuart Wilken reeds donker begin raak het. Want tydens hierdie 18 maande wat hulle by Doop was, het Doop hom menigmale seksueel mishandel. Sy suster, sy het op 'n stadium net verdwyn, without a trace,
en sy was net weg. Nooit weer gesien nie en nooit weer opgespoor nie. Nou teen die tyd wat Stuart 2 jaar oud was, het die bure, 'n egpaar met die van Wilkin, hom vir 'n rukkie lank al dopgehou. En hulle het gesien dat hierdie kind verwaarloos was, hy was betrek met luise, hy was vuil, en hulle het hom toe nou eventually ingeneem. Hulle het hom gebad, hulle het hom ordentlik geklee, hulle het hom blyplek en slaapplek gegee, en hulle het hom uiteindelik die naam Stuart Wilkin gegee. En dit was 'n kort rukkie daarna wat die gesin verhuis het na Port Elizabeth toe. Maar trauma werk nie so nie. Jy kan nie net 'n kind skoon aantrek en hom 'n veilige plek gee om te slaap nie. So word 18 maande se mishandeling nie sommer uitgewis nie. Nou kyk, op skool het Stuart swak presteer. Akademies was hy awkward, sosiaal was hy awkward. Hy het graad 3 keer gedryf. Hy was gespot deur sy maats omdat hy aangeneem is. Hy het 'n onderwyser op 'n stadium gevra om in te gryp en eerder as om te help, het die onderwyser die kinders aangehits om hom verder te spot. Die volgende dag het Stuart die onderwyser basically aangerand en hom te lyf gegaan en daarna het die skoolhoof hom gevat en hom pak slaag gegee voor die hele skool. Hy het sy stiefma gebyt, hy het ander kinders gebyt en sy stiefma het, as 'n straf hom in sy kamer toegesluit vir lang ure op 'n slag. Daar binne het hy meubels omgeskop en vernietig en he was just destructive en net 'n problematic child. Op 8 jaar oud het Stuart begin daggarook en op 9 jaar oud is hy seksueel mishandel deur 'n predikant rather. Ek wil net hê ons moet hier stil staan vir 'n rukkie, net sodat jy die prentjie kan sien van waar Stuart Wilkin vandaan kom. Nie omdat ek sy misdade probeer wegpraat of regverdig nie, maar net just to give you background on where he came from. Want as ons hierdie mense net as monsters behandel sonder konteks, loop ons die risiko om die waarskuwingsvlaggies wat ons in die toekoms kan raak sien mis te kyk. Stuart Wilkin was die produk van geweldige en sistematiese mislukking. Van sy pa wat hom weggegooi het, tot Doep wat hom mishandel het, van die skool wat hom misluk het, van die predikant wat hom seksueel te nagekom het en beseer het, en uiteindelik het hy die pyn na buite begin uitsit. Teen sy volwasse jare was Stuart 'n groot, swaar man en het hy as visserman in Port Elizabeth begin werk. As jy dink visserwerk is net rustig, sit op die bootjie, wag vir 'n visie om te byt, is jy baie verkeerd. Ek moet jou net kortliks inlig. Die visserbedryf in Port Elizabeth in die 90's was diep verweef met dwelms. Dwelmsmokkelaars het bote gebruik. Vissers wat vir dae of weke aan een op see is, betaal om stil te bly en hulle is dikwels kontant betaal of hulle is selfs in dwelms betaal. Mandrax was groot, Dagga was groter en Stuart het in hierdie wêreld gewerk en gedrink en gedraak. Hy het ook getrou, 2 keer. Sy eerste vrou was Lynn Havenga. Hulle is op die 25ste Desember 1985 getroud. Ja, op Kersfees. En hulle het 'n dogter gehad, Vuanai. Die huwelik het nie gehou nie en hulle het geskei na Vuanai se geboorte. Sy tweede vrou was Veronica, 'n kleerlingvrou met 2 seuns uit 'n vorige verhouding. En dit was 'n ongewone stap in daai jare. Moet julle onthou, dit was 'n ongewone stap vir 'n blanke Afrikaner man om met 'n kleerlingvrou, om in 'n verhouding in te tree met 'n kleerlingvrou. En die gemeenskap het hom toe nou juis as gevolg van dit vertrouens gegee, en hulle het hom begin ken as Boetie Boer, die ou wat inpas, die ou wat vriendelik is met die kinders, die ou wat die taal praat en die ou wat die grappies verstaan. So kind of die community hom nou aanvaar en hom ingeneem en he became part of the community. Maar Veronica se ouers het uiteindelik 2 klagte van seksuele mishandeling teen hom gaan lê en hulle het hom beskuldig dat hy Veronica se 2 seuns seksueel mishandel het. Hy was 'n aanrander en die mense het hom as dit begin ken en het agtergekom, maar hierdie ou is nie wie ons dink hy is nie. Maar teen daardie tyd was dit al te laat vir verskeie mense in Port Elizabeth.
Dit is 1990 en Stuart Wilken is 23 jaar oud. Dit is wanneer hy begin vermoor het. Hy het 2 tipe slagoffers gehad. En dit is een van die redes waarom dit juist so lank gevat het vir polisie om hom vas te trek of om agter te kom wie die reeks moordenaar is wat in Port Elizabeth operate. Hy het onbekend gebly. En die ding is, reeks moordenaars het gewoonlik 'n tipe, waar hy 2 tipes gehad het. So it made it a bit more difficult. As jy dink aan Ted Bundy se tipe was jong, mooi vrouens. Jeffrey Dahmer se tipe was jong, gay mans. Verskillende slagoffers, verskillende omgewings, verskillende metodes, en dit is wat Boetie Boer so moeilik gemaak het to pin down. Teen die tyd dat iemand begin vermoed het en agterkom dat dit een persoon is wat agter alles sit, was Boetie Boer reeds vir 7 jaar lank besig. Sy metode was gewoonlik wurging. Hy het seksuele bevrediging gekry tydens die proses waar hy iemand verwrig het, en hy het verskeie kere na die dood van sy slagoffers na hulle liggame toe teruggekeer. Hy het nekrofilie gepleeg op verskeie slagoffers. Hy het teruggegaan na hulle lyke toe om seksuele dade met hulle lyke te pleeg, en hy het ook met hulle lyke gepraat. Ek weet dit is moeilik om na te luister, maar kom ons druk maar net deur. Hy het ook een slagoffer se tepels afgesny en ingesluk. Hy het dit self erken. Mickey Pistorius, Suid-Afrika se eerste forensiese sielkundige en profiler. As jy die Showmax reeks Catch Me a Killer gesien het, weet jy wie sy is. Het Stuart Wilken beskryf as een van die ergste sadiste wat sy al in haar lewe teëgekom het. Een van die ergste, van 'n vrou wat haar lewe gewy het aan die studie van reeksmoordenaars. Dan moet jy nou weet just how bad he was, as hy as een van die ergste geklassifiseer is. Nou hier is die ding wat my regtig na aan die bors raak. Baie van sy vroue slagoffers was sekswerkers. En in Port Elizabeth in die 90's, soos in baie plekke in baie tye, het die verdwyning van sekswerkers nie altyd groot opskudding veroorsaak nie. Mense het nie altyd missing persons cases gaan oopmaak nie, en hulle het nie altyd hard gesoek na hulle nie. Dit is hierdie vrouens wat kwesbaar was, en daardie kwesbaarheid het hom beskerm, en hy het geweet hulle is kwesbaar. So, to him, they were easy targets. Sy seunslagoffers was gewoonlik straatkinders, of kinders uit huise wat verskriklik mishandel en neglect word. Kinders uit arm gesinne uit wie hy geken het. Kinders wat gewend was aan volwassenes wat dinge van hulle wil hê en nie altyd seker was wat normaal is nie. Hy het die sisteem se gapings duidelik geken en hy het geweet presies waar hierdie gapings was. Dit is die deel van die storie wat my longe laat saamtrek. Dan is daar Vuanai Wilken, sy eie biologiese dogter. Vuanai was die kind van Stuart en sy eerste vrou Lynn. En na die egskeiding het sy by haar ma gewoon. Maar teen 1995 was sy sowat 10 jaar oud. Op die 29ste September 1995 is Vuanai dood. Stuart het haar vermoor. Sy het gesê, en hierdie is wat hy later self aan polisie vertel het, dat Vuanai se stiefpa haar seksueel mishandel het en dat sy wou wegkom van dit af, dat haar kors kos in die huis was. En Stuart se oplossing was om haar te vermoor, want in sy eie woorde, ek stuur haar siel na God. En ek wil net 'n sekonde hier stil staan, want nou moet ons verstaan hoe siek hierdie man in sy kop was, dat die oplossing wat hy vir sy dogter se probleme gehad het, was om haar te vermoor. And somehow he mindfucked himself om te glo dat hy 'n goeie daad doen. Hy het homself convinced dat wat hy doen die regte ding is. Hy het dit gemotiveer deur te sê dat hy haar gered het. En dit is die soort twisted logika wat mense soos hy gebruik om hulself te vertel dat hulle nie sleg is nie, dat hulle eintlik goed doen.
Dit is ook die soort logika wat vertel hoe ver hy van die realiteit af weg was. Na Vuanai se dood het Stuart haar lijk in seile toegedraai en agter die Holiday Inn Garden Court in Port Elizabeth begrawe. Haar lijkie is later in 1996 gevind. En dan het hy voortgegaan met sy lewe en hy het langs haar ontbinde liggaam gaan slaap en hy het later erken hy het vir maande lank met haar ontbinde liggaam gesels. This is heavy, maar kom ons gaan aan. Teen die begin van 1997 het die polisie in Port Elizabeth al minstens 8 moorde gehad wat hulle vermoed het deur dieselfde persoon gepleeg is. Maar niemand het die punte verbind nie. Verskillende eenhede, verskillende gemeenskappe, verskillende slagoffergroepe. En toe het Stuart Wilkin 'n fout gemaak. Op die 22ste Januarie 1997 het 'n 12-jarige seun, Henry Bykers, verdwyn. Henry was die seun van Stuart se tweede vrou, Veronica, wel een van haar kinders uit haar vorige verhouding uit. En die gemeenskap het Stuart geken. Hulle het geweet Stuart was saam met Henry gewees, want hulle het vir Stuart saam met Henry gesien. Henry se ouma, Ellen Bykers, was eers nie bekommerd nie. Henry het gereeld by sy ouma gebly in Mission Vale, net 'n entjie weg. Maar toe hy teen die donderdag aand steeds nie tuis is nie, het sy bekommerd begin raak. Vrydagoggend gaan sy na haar ma en haar ma sê Henry het Woensdag huis toe begin loop. Hy het wel nooit by die huis uitgekom nie. Die polisie het begin vra. Stuart kom voor. Hy lyk opreg bekommerd, jy weet, hy lyk asof hy wil saamwerk, hy wil help soek. Hy sê ja, hy het Henry gesien Woensdag, maar niks geweet van die verdwyning nie. Hy het mos die dag by 'n vriendin geslaap, en hulle glo hom en hy word vrygelaat, alhoewel sy alibi vals was. Op 31ste Januarie 1997 word Stuart Wilkin weer gearresteer. En hierdie keer het hulle vir sersant Derek Norsworthy van die moord- en rowery-eenheid ingebring. Norsworthy is opgelei deur Mickey Pistorius self in die ondersoek van reeksmoord en een van die polisiebeamptes in Suid-Afrika wat so gespesialiseerd was. Norsworthy het 'n slim ding gedoen. Hy het Stuart in 'n kantoor gesit met 'n foto van Norsworthy se eie dogter wat om en by dieselfde ouderdom as Vuanai Wilkin was. Hy het Stuart alleen gelaat. En toe hy terugkom het hy gesien Stuart sit en staar na die foto. Norsworthy het hom gewys op die sertifikaat op die muur. Sertifikate wat bewys hy is opgelei in die ondersoek van reeksmoordenaars. En Stuart Wilkin het begin praat. Hy het homself Boetie Boer genoem toe hy hom aan Norsworthy voorgestel het. Boetie Boer, klein boertjie, die vriendelike buurman, die man wat jou kinders liefhet. En toe het hy begin praat. Hy het die ondersoekers gelei na Vuanai se lijk, na Henry Bykers se lijk. Hy het aan hulle vertel waar nog liggame begrawe was. Hy het sy misdade in detail beskryf aan sy regsverteenwoordiger, met grove taal, sonder om te hakkel of weg te kyk. Hy het gesuggereer dat hy ten minste 10 slagoffers vermoor het. En dan, en dit is 'n stuk van hierdie storie wat ek nie gou sal vergeet nie. Hy het die ondersoekers vertel dat hy seksuele dade op Henry Bykers se liggaam gepleeg het, nadat hy hom vermoor het. En nou moet ek net vir julle sê, dit was nie net op sy liggaam direk na hy hom vermoor het nie. Hy het seksuele dade op sy ontbindende liggaam gepleeg. Tydens die verhoor, terwyl Mickey Pistorius getuig het Stuart gevra om na die badkamer toe te gaan. En op pad badkamer toe het hy by Norsworthy gestop en hy het hom kant toe getrek. En hy het hom vertel wat hy gaan doen in die badkamer. Ek gaan dit nie uitspel nie, maar ek sal sê, dit het niks met die badkamer te doen nie. Die man het geen skaamte gehad nie, hoegenaamd nie. Dit is die 3 Februarie 1997 en Stuart Wilkin word aangekla van 10 klagte van moord en 5 klagte van sodomie. Die verhoor het plaasgevind voor regter Chris Jansen in die Port Elizabeth Hooggeregshof. Want in Suid-Afrika het ons geen jury-stelsel nie, so die regter beslis oor skuld, net die regter. Beide Mickey Pistorius en professor Zabau het getuig dat Stuart Wilkin nie gerehabiliteer kan word nie, nooit nie. Pistorius het
dit nogal gestres dat sy weet, even die kleinste, pittieste incident kan hom weer trigger om weer te begin moer. En die tronk gaan hom nie eers regryk nie. Op die 20ste Februarie 1998 word Stuart Wilken skuldig bevind op 7 klagte van moord en 2 klagte van sodomie. 7 lewenslange vonnisse. Regter Jansen het ook gesê, as die doodstraf nog beskikbaar was, sou hy definitief vir hom die doodstraf opgelê het. Die doodstraf was 3 jaar voor dit geskraap, in 1995, net toe Vuanai vermoor is. Stuart Wilken is tans in 'n gevangenis in Bloemfontein. Hy word getuister deur hallusinasies, hy glo sy slagoffers se geeste jaag hom. Mickey Pistorius het gesê hy het teruggekeer na die rol van die slagoffer, aangesien hy nie meer die aanvaller kan wees nie. Terwyl hy sit en slaap en eet en asemhaal, leef hy iets wat sy dogter en Henry Bykers en al die ander nooit meer sal doen nie. Nou waarom het niemand dit raak gesien nie? Ek dink dit is 'n vraag wat gevra moet word. 7 jaar, minstens 10 slagoffers in een stad en niemand het dit vermoed nie. Soos ek genoem het, Suid-Afrika was in die 90's verslind in politieke veranderinge. Die media het gefokus op Mandela, op verkiesings, op die Springbokke en misdaad in arm gemeenskappe was nou nie juis iets waarop daar gefokus was nie. Joernalis Brett Atkins, wat in die Showmax dokumentêrreeks oor hierdie saak gepraat het, het gesê dat fantastiese veranderinge in die land mense afgelei het van die laag van boosheid wat steeds gebeur het. En die polisie was eenvoudig nie toegerus nie. Reeksmoordenaarsondersoekers was 'n spesialisasie wat in Suid-Afrika nog besig was om te ontwikkel. Mickey Pistorius was Suid-Afrika se eerste forensiese sielkundige profiler. Die eerste een, so dit vertel mens nou alles. Dan is daar ook die samelewing faktor. Stuart het doelbewus slagoffers gekies wat kwesbaar was. Vroue wat seks vir geld uitruil, kinders sonder netwerke, mense wat as hulle verdwyn nie noodwendig deur die sisteem gevind sou word nie. Hy het geweet wat hy doen en hy het dit metodies gedoen. Stuart het homself Boetieboer genoem. Klein boertjie, die vriendelike een. Die gemeenskap het hom so genoem, as 'n liefdevolle bynaam. Hy was die man by wie se deur jy kon klop. Die man wat jou kind ken. Dit is die ding met hierdie mense. Hulle is nie die skurk met die litteken en die grommende stem nie. Hulle is die vriendelike man op die hoek. Die man met die glimlag. Die man wat sê, Boetie sal help. Wel, nee dankie Boetie. Dit was Boetieboer Stuart Wilken. 'n man wat gebore is in omstandighede wat geen kind verdien nie, en wat die pyn wat hy ontvang het vermenigvuldig het en dit na ander uitgestort het in die ergste moontlike maniere. Sy slagoffers verdien om onthou te word. Vuanai Wilken, Henry Bykers, die vroue wie se name nie altyd op die koerant voorblaaie beland het nie, Georgia Zweni, wie se familie deel was van die Showmax dokumentêrreeks oor hierdie saak. Mense met lewens en families en stories wat nooit voltooi is nie. As jy meer wil leer, kyk die Showmax reeks Boetieboer Inside the Mind of a Monster. Dit is in 5 dele en dit is swaar om te kyk, maar dit is baie, baie goed gemaak. Mickey Pistorius se boeke, veral Catch Me a Killer en Strangers on the Streets, dek ook hierdie saak baie in diepte. En ja, dit is die storie van Boetieboer. Dankie dat jy saam met my geluister het na hierdie eerste episode van Duister Suid-Afrika. As jy die podcast geniet, deel dit met iemand, ja, even met jou vriendin, wat ridiculous true crime stats by 'n braai met jou deel. Ons sien mekaar in die volgende episode. Nog 'n storie wat Suid-Afrika nie kan vergeet nie. Tot volgende keer. Bly nuuskierig, maar bly veilig.